Goeiemôre julle wonderlike mense. Wat 'n voorreg om saam met julle te kan kuier op 'n Saterdagoggend. Julle is my gunsteling mense, die ontbytsake kykers. En vanoggend bring ons vir julle weer eens net die beste. Ons gas vandag is die gewilde sanger Kurt Darren. Hy tree ook binnekort by die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees in Mbombela op. Baie welkom, moet ek eintlik sê kaptein. Jy kan sê kaptein, maar was kaptein vir so 17 jaar, dis nou op. Maar hoor, dit is lekker om hier te ons sien vreeslik uit om met jou te gesels. En dan die res van die span is hier iewers. Ek is nie alleen nie. Ek moet net vir julle sê Leon is so in sy noppies, nê. Ek dink hy's eintlik 'n bietjie verward vandag. Kyk, ek wil net vir Kurt sê, dis eintlik nou meisie. Jy verstaan. Dis ons hier rol. David, jy moet maar terugkom. Ek dink dis gaan te lekker. Dis ons sake fokus is hierdie week juis in die pragtige Laagveld en ons kuier daar. Ons kyk na vooruitstrewende ondernemings in hierdie streek. Was jy al by in die bos? Ek was al, ja. Ek was al een keer daar. Ek was al daar, ja. Ja, ek persoonlik wil ook net sê die spreekwoordelike kat is weg, so die lang blonder muis is nou baas vandag. So is lekker om weer terug te wees hier by ontbytsake en ek sien spesifiek uit daarna om die hop en ek die spinnekop Kurt Darren te gesels later oor alles wat lekker is en dan verder kom vertel Sandra Jacobs ons van die opwindende feesprogram en dan gesels ons ook met Crisis on Call en Farmwise net hier in die ateljee. Annika? En ek het so baie om julle te vertel oor die weer. Hierdie naweek kom 'n reuse koue front en dan na dit nog 'n afsny laagdrukstelsel ook. So jy moet ingeskakel bly vir die weer en later gesels ek ook met 'n senior konsultant van B4I Consult in landbousake. Ja, nou niks in hierdie ateljee kan werk as sy nie hier is nie. Sy hou ons aan die gang. Sy is die beste en die mooiste chef in die hele Suid-Afrika, Corlie. Dankie Charlene, môre kollegas. Nou op die kosfront maak ek 'n heerlike verouderde biefstuk met broccoli en halloumi tabbouleh, want dit pas goed saam met hierdie Root Shiraz van Dustin Estate. Nou ja, kom ons begin met die weer en kry meer besonderhede oor daardie koue front wat op pad is. Oor na Annika. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Snerpend koud, baie reën en heelwat sneeu. Ons het baie om oor te gesels hierdie naweek en dit begin alles met 'n koue front wat Saterdag hier by die suidweste van die land aankom. Dit is nie ongewoon vir so 'n groot koue front hierdie tyd van die jaar nie. Voor die koue front is dit koel tot matig en dan warm toestande langs die ooskus en ook in die Laagveld van Suid-Afrika. En dan Saterdagnag en Sondagoggend beweeg daardie koue front verder ooswaarts met die reën wat nou ook dele van die Noord-Kaap en later ook die suide van Namibië gaan bereik. En dan sien ons vir Sondag is dit nou snerpend koud met reënbuie hier in die weste van Suid-Afrika. Dit is koel op die Hoëveld en voor daardie koue front is daar selfs 'n moontlikheid vir 'n paar reënbuie ook in dele van die Oos-Kaap en dit is dan daar waar ons die blou kleurskakering sien. En dan verwag ons dat 'n afsny laagdrukstelsel ontwikkel aan die begin van die nuwe week, maar ons kyk 'n bietjie later net daarna. Dit is dan 21 in Pretoria vir Saterdag, 19 in Johannesburg met sonskyn in die streek en dan verwag ons eintlik lieflike toestande in die noordooste van ons land vir Sondag met 30 in Phalaborwa en winderige toestande nou in dele van Noordwes. Hierdie naweek gaan ons kyk na die ooskus van Suid-Afrika waar die Comrades Marathon plaasvind. Dit is nou vir Sondag. So Sondag verwag ons eintlik lieflike toestande met maksimum temperature so in die middel 20s. Daar is 'n kans vir enkele donderstorms, maar dit is eers laatmiddag en vroeg aand in Pietermaritzburg, so dit behoort nie die marathon te beïnvloed nie. Dan vir die Oos-Kaap sien ons is dit warm met winderige toestande oor die binneland vir Saterdag en dan Sondag word dit heelwat kouer soos wat daardie koue front nou oorbeweeg. Meeste van die reën in die provinsie verwag ons dan vir laat Sondag en dan sien ons wel vir die Wes-Kaap is die reën alreeds van vroeg Saterdag af 'n moontlikheid. 'n 90% kans vir reën in Kaapstad met 'n maksimum van 15 en dan Sondag word dit nou ysig koud reg oor die provinsie met meeste van die reën wat nou verskuif na die ooste.
Dan vir die Noord-Kaap verwag ons 'n temperatuur van 23 in Appington, alreeds 'n paar reënbuie wat laat Saterdag kan voorkom in Springbok en dan vir Sondag verwag ons ook reënbuie hier in die suide van Namibië en dan ook in dele van die Noord-Kaap soos wat ons hier kan sien. Maandag het daardie afsny-laagdrukstelsel nou goed ontwikkel en dit bring nou yskoue en nat toestande vir 'n groot deel van Suid-Afrika met die reën en die blou kleurskakering ook 'n moontlikheid vir sneeu op die hoogliggende dele van die Kaapprovinsies en ook dele van die Vrystaat en ook taamlik ver noord waar daar plek sneeu kan voorkom. Dit gaan nou ysig koud wees ook in dele van Gauteng met reën wat ook daar moontlik is. Dan vir maandagnag en dinsdagoggend is daar nou swaar reënbuie wat in die ooste van die Oos-Kaap kan voorkom met ook baie sterk wind wat ons dan verwag tussen Oos-London en Durban en dit is ook deur die loop van Dinsdag wat ons daardie sterk wind en steeds baie reën verwag hier in die ooste van die Oos-Kaap. Dit bly ysig koud oor die binneland met sneeu wat steeds moontlik is hier in die noorde van die Oos-Kaap veral. Kom ons kyk vinnig na jou temperature, dan vir maandagoggend is die minimum temperatuur so rondom 4 grade Celsius, daar waar ons die heldere blou kleurskakering sien. Maandagmiddag is dit alreeds snerpend koud oor die sentrale en westelike deel van ons land, met maksimum temperature wat sukkel om 10 grade Celsius te behaal in sommige dele. Dan vir dinsdagoggend sien ons 'n minimum temperatuur van 1 in Bethlehem en Sutherland, en dan uiteindelik vir dinsdagmiddag bereik die koue nou ook Gauteng, waar maksimum temperature nou tussen 12 en 16 grade Celsius gaan wees. Kom ons kyk dan na jou rypvoorspelling vir die volgende paar dae. Ons verwag nie ryp vir Sondag nie, maar vir maandagoggend is daar plek ryp wat kan voorkom daar waar ons die blou kleurskakering sien en dan vir dinsdagoggend wyd verspreide ryp wat rondom Lesotho verwag word en ook in dele van Namibië. Die windvoorspelling wys 'n fris noordwestewind oor die sentrale en westelike deel van ons land vir Saterdag met ook 'n fris noordwestewind in Kaapstad en dan vir Sondag verwag ons nou 'n matige suidoostewind in die moederstad, winderige toestande oor die grootste deel van ons binneland met ook 'n fris suidwestewind dan langs die kus van KwaZulu-Natal. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae, bly binne en bly warm en ek sit dan weer 'n opdatering Woensdag op ons sosiale media blaaie. Hierna in Landbou Sake gesels ek met Jacques Broodryk van B4I Consult. Landbou Sake word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ons glo in landbou in Suid-Afrika en stap die pad saam na 'n volhoubare toekoms. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Soos julle gehoor het, gesels ek met Jacques Broodryk van B4I Consult. Goeiemôre Jacques, dis lekker om jou by ons te hê. Goeiemôre Annika, baie dankie. Jacques, wat doen B4I Consult? Annika, so B4I Consult help ondernemings met die swart ekonomiese bemagtiging in hulle besighede. So ons help hulle met al die wetlike bepalinge rondom dit. So ons oogmerk is basies om hulle te help om dit so koste-effektief te implementeer, maar ook op 'n manier wat operasioneel sin maak om bestaande strategieë basies te onderskraag en om dit ook so te beskerm. En swart ekonomiese bemagtiging is natuurlik 'n tema wat baie in die nuus is. Ons lees baie daarvan. Wat sal jy sê is op die oomblik iets wat 'n groot impak kan hê as dit kom by swart ekonomiese bemagtiging? Wel, op hierdie stadium is daar groot omstredenheid rondom die transformasiefonds. So die konsepdokument wat ons gesien het van die regering wat hulle gepubliseer het, beoog hulle om bykans 100 biljoen rand in te samel oor 'n tydperk van 5 jaar en dan dit sal dan nou ook weer gebruik word en geïmplementeer word teenoor besighede wat swart eienaarskap het, swart beheer het en daar's verskeie industrieë en sektore reeds geoogmerk om deel te vorm wat moet bydra tot hierdie fonds. Dit sluit in landbou, konstruksie en so meer, ja. So hierdie transformasiefonds, waarvoor gaan die geld gebruik word? Wat wil die regering daarmee doen? So die regering, soos ek sê, wil dit gebruik en wil dit bestee op besighede wat swart beheer het en swart eienaarskap en hulle wil ook hierdie fondse wil hulle kry vanaf bestaande SEB elemente soos ondernemingsontwikkeling, verskaffersontwikkeling. Dis nou beter bekend as Enterprise and Supplier Development. So die fondse moet van daar af kom, ja. En wat sal jy sê gaan die impak wees hiervan op besighede? Dit kan 'n baie groot impak hê want besighede het reeds strategieë en sekere
vennootskappe in plek. So dit gaan 'n groot effek hê op waar besighede hulle geld bestee, waar hulle verkies om hulle geld te bestee en as hierdie raamwerk deurgevoer word soos wat hulle dit beplan, kan dit 'n baie groot impak hê op hierdie strukture en goed wat reeds deur besighede in plek gesit is. So ons wil regtig net 'n beroep op hierdie ondernemings doen om met ons in kontak te kom sodat ons kan help en kan oplossings vind om hierdie moontlike ontwikkelinge en uitdagings te kan mitigeer. So is dit dan iets wat besighede kan doen? Is daar enigiets wat hulle kan doen om dit te verhoed? Jy het nou gesê hulle moet met julle in kontak tree, so daar is oplossings vir besighede daar buite wat met hierdie te doen het. Ja, absoluut. B4I Consult, ons spesialiseer in dit. Ons het raad, ons het advies en oplossings. So ons wil besighede help om nou proaktief op te tree om hulle posisie te herëvalueer en om so hulle op die voorvoet te kry sodat hulle kan mededingend kan kompeteer in die ekonomie en dan sodoende selfs in uitdagende omstandighede kan floreer, ja. Jacques, baie dankie dat jy met ons kom gesels het oor hierdie tema wat soos ek sê heelwat in die nuus is en dit beïnvloed soveel besighede daar buite, so dankie daarvoor. Baie dankie Annika. So as besighede meer hieroor wil weet of hulp nodig het, kontak gerus vir Jacques of B4I Consult. Nou vir kuiersake met Vanessa Marie en Kurt Darren, ons gas vandag. Ek voel so bevoorreg om die heel eerste ene te wees wat met jou kan gesels en ek is bly ons doen dit op kuiersake want jy is 'n kuiermens. Ons kuier lekker op jou musiek en jy's net 'n lekker mens om saam mee te kuier. Nee, dankie. Ons het al lekker saam gekuier op baie feeste en wat ook al deur die land so. Ja. Ek maak die musiek so ek moet dit maar uitvoer ook. Maar dit kuier op 'n lekker manier. Altyd. Nou, omdat ek eers met jou gesels, wil ek jou 'n bietjie terugvat na jou grootwordjare. Dis mos net nou die dag gewees, nee. Waar het jy groot geword? Pretoria. Ja. Pretoria groot geword. Ek hou van jou. Ja. Ja. Irene gebore. Ma's van Zimbabwe af, so ek dink sy het deurgekom vir 'n kuier. My pa ontmoet wat 'n van Heden was. En dit opgehoek. Nice. En dis nee, hier is die produk. Dankie tog daarvoor. Daar's 'n hele paar van hierdie produkte daar buite. Ja, hoeveel boeties en sissies het jy? Ek dink ons is eerlikwaar as ek sê ek dink regtig. Ek dink ons is 8 of 9. Dis meer as 'n netbalspan, kyk. Ja, maar is ons 8, 9. Ek sal nou net tel. Okay. Het jy soos 'n familiegroep? Is julle almal Nee, ons is almal baie close. Dit is net ek moet is ek die 8ste of is ek die 9de? Ek weet nie. Maar daar is dis 'n lekker familie. Ja. Ons kuier lekker saam. Hulle is almal daar buite, almal sukses van eie reg en is lekker. Ek's nou die enigste sanger, maar ek dink die meeste van hulle sal kan sing as hulle probeer. Regtig? So daai musiektalent kom deur met almal. Ja, ek dink so. So wie is jou gunsteling boetie of sussie? Nee, grappig. Ek gaan dit nie so expose. Nommer 9. Hoopelik het daar nie nog wat van ons weet nie, nê. Nee, Okay. dit was nie so nie. Nee, ek check maar net, net. Sê gou vir my, jy het voordat jy hierdie absolute superster geword het in Afrikaans, het jy so baie ander werke gedoen en ek dink iemand wat altyd vra, hoorie maar, hoe het jy nou gekom waar jy gekom het? Ek dink baie mense moet weet, jy het baie verskeidenheid werke gedoen, onder andere wildbewaarder. Wel, dit was nie baie werke nie. Okay. Ek het baie goed probeer. So ek het vir 3 maande het ek toergroepe gevat in die Kreewildtuin in. So ek was 'n jong amper op pad na wildbewaarde tipe ding toe en dis nog steeds my liefde. As ek nie gesing het, sou ek definitief 'n wildbewaarde of 'n Big 5 Game Lodge gehad, daai tipe waar. Maar jy was in die weermag? Ek was in die weermag, ja, maar ons moes weermag gaan. Maar wat wens in die Maar ek was in die weermag orkes. Vermaaklikheidsgroep. Vermaaklikheidsgroep. Dit was 'n hele klomp popbands en ek was die sanger vir een band en daar was nog 'n hypnotist, die ander hypnotist, hy was my roommate. Ons verskillende bands het goed gehad en dit was great. Ja. Dit was lekker leerjare daai. Daai is soos universiteit vir mense wat normale werk is soos julle is net. Maar ja, ek het al daai goed gedoen en ek was self bietjie gebou. My pa, my broer, hulle is almal bouers, so ek het my hand probeer daar vir 'n kleinertjie, maar waar ek al dit was en wat ek al gedoen het ek opgeëindig waar ek sing. Ja. So ja, dit was baie weird op 'n bouperseel of in 'n bus vol
44 Taiwanese lugvaardinne op pad Kreefontein toe. Dan ontdek hulle, ek is nou hierdie sanger. Ja. Dan speel ons iets kalm soos strip sang tipe ding. Ja, ek joke, maar dit was eintlik waar ook al ek was, het ek gesing. So ek het by die einde van die dag, dis waar ek moet wees. Ek dink ons almal kan saamstem, ons is bly dat jy jou sangtalent en jou sangloopbaan toe gevolg het en nie alle ander, jy weet, beroepsuitdagings aangepak het nie, maar dat ons jou kan geniet, jy weet, en ons jou musiek kan luister. So ek dink, as ek praat vir die res van Suid-Afrika, glo ons is bly dat jy is waar jy is. Ons gesels net nou gou weer, maar dis nou weer tyd vir wynsake. Dis nou my favourite. En die volgende wynlandgoed wat ons vandag besoek is Go Wellington, is op hulle wynroete, is Dunstan Estate. En daarna is Cordy weer aan die kook. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Dunstan Country Estate is 'n skilderagtige wynplaas in die hartjie van die Kaapse wynlande buite Wellington, aan die voetheuwels van die Awekwa en Lemietberge. Buiten topklas wyne is hier 'n lieflike gastehuis, 'n heerlike restaurant en 'n unieke kunsgalery, alles omring deur die lieflike Wellington wingerd omgewing. Dunstan Country Estate bied luukse verblyf, het sy vir 'n romantiese wegbreeknaweek of gehalte tyd saam met die hele gesin. Dunstan het iets vir almal. Roots Bistro bied 'n unieke samesmelting van Belgiese en Suid-Afrikaanse geure wat jou nooi om 'n kulinaire ervaring soos geen ander te verken nie. Die Art Gallery is meer as net 'n galery, dis 'n meesleurende ervaring. Besoekers word genooi om die Art Walk te verken, 'n uitbreiding van die uitstalling wat die organiese vloei van die natuur weerspieël, wat die kuns en die landskap in harmonie saambring. Dunstan Estate bied verskeie skilderagtige liggings vir jou spesiale vieringe. Hulle het ook wynproewe beskikbaar per bespreking wat werklik die verhaal van die ware wortels van Dunstan sal vertel. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Go Wellington wynroete se spesiaal voorbereide kuskeurwyne uit die streek, beskikbaar gestel deur Get Wine. Dunstan Roots se 2019 100% Shiraz vanuit die Wellington area is 'n ryk wyn. Net die wyn teen die koue, saam met ryk vleisgeregte, lamskenkel, beestert of selfs 'n sappige biefstuk. Nou, ek maak vandag 'n heerlike verouderde biefstuk met 'n broccoli, bulgurkoring en halloumi slaai as 'n bygereg. Nou, ek begin met die slaai as bykos want die biefstuk gaan ons eintlik vinnig en ons doen dit reg voor ons dit opdien later. Nou, die bulgurkoring maak jy net soos couscous sal maak in 'n glasbak met warm water of jy kan hom op die pot kook of in die pot kook. Nou, ek sit altyd kleefplastiek bo-op, so bo oor die bak, dan stoom hy maklik gaar. En dan plaas ek dit nou natuurlik een kant terwyl ek die ander bestanddele doen. Dan begin ek met die ander bestanddele, soos ek braai die asperges, hier het ek dit al reeds hier langs my gedoen, die broccoli in 'n pan en jy kan so 2-3 eetlepels water bygooi net dat dit die hitte, saam met die hitte dit lekker gaar stoom. Dan braai jy die baba murgpampoentjies wat ek hier ook reeds gedoen het, sny dit in skywe opgesny, droog in die pan en die halloumi net met 'n bietjie botter ook in die pan en dan sny jy dit net in blokkies. Komkommer in skyfies gesny hier voor my. Dan is dit die rooi russies fyn opgesny ook en 'n bietjie vars knoffel, ground allspice speserye, dis 'n mengsel van 'n klomp speserye, opgekapte platblaar, petersilie en mint. Nou die geheim en die wonderbestanddeel in vandag se kos is die lemoensap of die lemoenskil, daai zest waarvan ons altyd praat, saam met 'n spatsel olyfolie of sesamiolie. So ek gaan gou begin net om vir julle te wys hoe ek die stappe doen. So ek gooi al hierdie klein bestanddele sommer net so direk in. Hierso is die speserye, hierso is die knoffel, die lemoenskil en dan so 'n hele handjie vol van hierdie en dan my petersilie
en dan die lemoensap en die olyfolie. So al wat jy nou gaan doen, dit help net dat al daai lekker fyn bestanddele so lekker deur die koring meng en dan sit ek laaste al die ander bestanddele by, maar wanneer ek terug is, gaan ek jou wys, dan kan jy sien hoe bitterlekker en pragtig hierdie kos lyk as ek hom nou klaar gemeng is. Vanessa met die kuier nou eers verder met Kurt. Herontdek Suid-Afrika se pragt en uniekheid. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navraag en besprekings wêreldwyd. Nou ons is terug met Kurt Darren en ek wil net sê kategories, volgens my, dink ek, Kurt is suksesvol in die lewe, maar ek dink hy het regtig die boerpot raak geslaan toe hy met Dunay getrou het. Sy is vir my sekerlik die mooiste vrou in Suid-Afrika. En sy raak net mooier en mooier elke jaar. Ons is nou 21 jaar saam. Jo. Hoe oud is in die bos? Ja. Ons is so oud as in die bos. Goeie genigtig, is dit voor julle ontmoet het? Nee, ons het nie ontmoet by in die bos, ons ontmoet baie cheesily op 'n musiekvideo. Okay. Maar van daar af net sterker geword. Maar ja, kyk, my vrou is iets baie spesiaals, jy weet. Dit is vir my eer om aan haar sy te wees elke dag. En sy is daar vir ondersteuning. Sy is nie 'n fan van my musiekie in 'n goeie manier. Sy ondersteun my musiek, maar sy's nie daai sy's nie haar regtig haar vibe nie, maar haar hele ondersteuningsding van wat ek doen is vir my fantasties, maar sy wil nie backstage kom sit by feeste en goed soos dit nie. Dit is net nie sy nie. Weet jy? En ook nie die kinders nie, jy weet, hulle is albei gelukkig lekker musikaal en sportief. Hulle doen redenaars, hulle doen al daai tipe goed. So ek weet nie wat se pad gaan hulle volg in die lewe nie, maar wat ook al hulle doen, sal ons definitief daar wees om hulle te ondersteun. Potensiële sangers? Ja, al twee van hulle. Wat is hulle name? Cade en Kyra. Cade is 8 jaar oud en Kyra is 10 jaar oud, dogtertjie. Maar Cade het 'n ding. So Kyra werk baie hard en as sy wil sing, dan sing sy en sy luister musiek elke dag tipe ding. Jou musiek? Nee. Is dit nie van jou musiek ook nie? Nee, ek sal nie sê sy hou nie van my musiek nie, maar sy vra altyd vir Papa, kan ons asseblief Kaptein luister nie. Okay. Selfs met Hop op Spinnekop, dit was nie haar eerste keuse nie, was 'n Taylor Swift wat ook. Dit is so ironies en ek kan nou vir jou waarborg, die res van Suid-Afrika se kinders luister Kaptein en Meisie en Hop op Spinnekop, maar jou eie kinders weier. En ek het vir hulle gesê, ek sê, wat's verkeerd met julle? Ek love it. Maar Cade, snaaks genoeg, my seentjie. So as hy 'n liedjie op die radio hoor en hy sit backstage in die backseat, sal hy net begin met daai melodie, net in sekondes optel op die noot. So hy het definitief iets. As hy sy mond oopmaak, is dit vermaak, maar moet hom nie vra om dit te doen nie. Hy is nie daai ou wat op point gaan begin perform nie. Ek's ook nie. Ek hoor jou. Weird genoeg. Yes. Ek het nie so groot geword nie. Ek is eintlik baie skaam. En my seentjie ook. Jo. Groot of nie? Hier het julle dit die eerste keer hier op ontbytsake. Kurt Darren is skaam, teruggetrokke introvert. Tot 'n mate. Maar as ek op die verhoog kom, weet ek dan wat ek wil doen. En dan lewe ek my lewe en wat ek gebore was om te doen. Maar ek wil nie in 'n kamer inloop en al die spotlight is op my en ek doen bolle makiesies en goed in die kamer. Ek verstaan dit. Ek sien daai ou nie. Ek moet jou hierdie volgende vraag vra voor ons tyd amper op is. So ek het natuurlik as 'n voormalige netbalspeler het ons altyd langs die veld het ons gesing hop hop Spinnekop, die bal het in die gat gehop. Ek wil weet wat se inspirasie het netbal gehad op hop hop Spinnekop? Nee, geen inspirasie. Ag nee. Nee, Jack. Maar luister, eerlikwaar, toe ons die demo doen vir hop op Spinnekop. Ja. Ek het die liedjie in my bed geskryf en toe gaan ek oor na Ernst en Daniel Green en my skryfspan en ons sit daar en ons skryf die hele liedjie deur en ons doen 'n demo van Hop op Spinnekop. Want ek het op Wednesday op 'n movie ding gesien hoe Dance die Girl sê ek wil so 'n liedjie skryf. Skryf ek Hop op Spinnekop. En toe ons hom eintlik skryf en terugbring die demo terug, toe sê my dogtertjie vir my, "Pappa, op die netbalveld sê ons hop hop die bal het in die gat gehop." Ja. Hop op Spinnekop, die bal het in die gat gehop. Sê, well, there we go. Ek gaan dit claim, Kurt. I'm claiming it. Ek gaan dit claim. Hop op Spinnekop te danke aan netbal. En Vanessa Marie. Ek gaan dit claim. Alright, done. Leon gesels later ook 'n bietjie met Kurt. Dit was baie lekker met jou te gesels. Maar nou eers is dit tyd vir Sake Fokus en hy staan gereed.
Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die Sakefokus. Vandag kuier ons in Mbombela. Nou, ons eerste stop is by die Alzo Petroport by Middelburg. Natuurlik 'n bekende baken vir reisigers op pad in die Laagveld daar op die N4. En daarna gesels ek met nog 'n baie bekende gesig hier op Ontbytsake en dis Sandra Jacobs. Sy kom vertel ons wat hierdie jaar op die spyskaart is by die Toyota in die Bos Laagveld Kunstefees. Op die N4 aanderkant Middelburg wag iets onverwags. Alzo Petroport, waar jy jou tank vinnig volmaak en jou siel voed. Waar anders kry jy buffels, renosters, elande en gemsbokke langs 'n vulstasie. Ons nuwe uitbreiding hanteer gemaklik selfs die langste vakansierye. By Farmers Bistro wag 5-ster plattelandse cuisine met 'n boerekos hartklop. En by Country & Outdoor kry jy die nuutste klere, leerware en geskenke, al is dit vir jouself. 'n Spurburger, Kauai wrap of 'n stomende mug and bean koffie is die regte medisyne vir 'n moe reisiger. Haastig, KFC, Illy, Hot Dog Hut en Alzo Express hou jou op koers, vinnig en vullend. Ons privaatgeriewe is kraakskoon en stylvol met die mooiste uitsig in Suid-Afrika. Brandstof, buffels, bistro, boutique, alles op een plek, jou alles in een stop. Alzo Petroport is 'n safari vir jou siel en 'n avontuur vir jou palet. Dis groot, dis loud, dis lekker. Dis alweer tyd vir Toyota in die Bos. Vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit gaan dit oorloop van lekkernis. Daar's fantastiese musiekkonserte, kuierverhoor, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies en al jou gunsteling kunstenaars. In die Bos! Kry jou kaartjies nou by Ticketpro of inniebos.co.za. Lekkernis, Toyota in die Bos. Die nimmerlike borrelende Sandra Jacobs van In die Bos. Ag, is so lekker om hier te hê. Is altyd lekker vir my ook om hier te wees. Dankie, Leo. In die Bos word mondig. So Kan wat? jy glo? Dit is wonderlik. Ja, ons vier Afrikaans 100, ons vier In die Bos 21. Wanneer van die dis die Toyota in die Bos nasionale Laagveld nasionale kunstefees. Ja, ons vier natuurlik, ons het 'n nuwe hoofborg. Ons vier dat Afrikaanse 100 is. Ons vier ons 21ste verjaarsdag en ons het 'n groot verrassing eintlik vir feesgangers. O ja. Die Saterdag van In die Bos speel Italië teen die Springbokke. En ons gaan op ons splinternuwe hoofverhoog met 'n 30 meter by 8 meter groot skerm daai rugby wys. Dit is nogal smaak. En direk daarna gaan ons in die Kyknet konsert in. So dit gaan 'n ongelooflike ervaring wees. En hierdie jaar vind dit plaas 3 tot 6 Julie. So dit is nou. Ja, dis om die draai. Dinge moet gebeur. Op die feesterrein sal soos gewoonlik groot konserte en dan natuurlik dis die daai massiewe verhoog wat altyd opgesit word. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ons het fantastiese uitstallingsstalletjies. Daar is meer as 300 uitstallers by die fees. Daar's om ons 21ste verjaarsdag te vier, is daar elke dag 2 keer 'n 21 minute spesiale aanbod. Wow. Ons het kuierverhoor, maar veral het ons die hoofverhoogkonserte elke aand. Die huisgenootkonsert die eerste aand met kunstenaars soos Appel en Francois van Cooke. Vrydag die Jacaranda FM konsert, Jewels fantasties, Robbie Wessels en dan natuurlik Saterdag aand Kurt. Die ou mannetjie is ook daar. Ja. Ons verjaar vir Kurt. So hy's 'n baie spesiale gas by In die Bos hierdie jaar. Ek sal nou 'n bietjie met hom daaroor gesels ook net. Ja. Ek wil net uitkom by daar's teaterproduksies en kultuurhoogtepunte buite die feesterrein ook altyd. Nee, dit is natuurlik dinge wat aangaan buite. Voor ons daarby kom Leon, ek wil net so vinnig sê dat ons op die feesterrein ook 'n bietjie teater het. Wow. En ons het die Bouma Kuierteater, die Laagvelder Bouma Kuierteater. En ons het ook 'n Woelwaters wat teater en allerlei kinderaktiwiteite aanbied en 3 musiekkuierverhoor waar kunstenaars soos die Bitterlekker kunstenaars 'n hele klomp kunstenaars optree en wat feesgangers dan alles kan geniet. En dan buite die feesterrein ons wonderlike teaterprogram waaroor ek weer graag bietjie sal asseblief wat is hierdie jaar op die planke? Goed, eerstens ons feesgangers is mal oor komedie. Ja. En ek nou eers bietjie hier in my knipnotes kyk. Ons het vir Toby Cronje in Moord met 'n T. Ons het vir Marion Hallam in Marion Monroe. Ons het vir Margit Meyer Rodenbeck met Ouma
O ja, is ouma. op pad. O, ouma. En dan 2 van ons debuutproduksies is ook komedies. Die een is Geagte Kampeerders met Wynand van Vollenstee en Tiart Lee. Dit gaan oor alles wat op 'n kampeerterrein kan verkeerd loop en regloop. En dan het ons natuurlik vir Mel, die storievertellers ook daar, weet ek, in Corlia. Ja, maar ek moet nou eers kom by nog ons ander debuut op wat ook 'n komedie is. En dit is Skryf jou 'n Tax Thomas, waarin Marion Hallam ook is en John Dean Smith. Dis ook 'n baie oulike produksie. Ons het 'n musiekproduksies. Ons het vir Corlia wat saam met Mel die storieverteller trou doen. Ja, dis soos 'n musiekteaterproduksie. Ons het Gys sing. Ons het vir Jakte Priester in Maanligfontein. Lieflik. Ons het regtig 'n wonderlike feesprogram waar daar vir elke persoon iets sal wees waarvan hy hou. Sandra, net kortliks, dramas, is daar enige dramas? Ja, natuurlik. Ons het vir die wat van meer ernstige drama hou ook iets op die program. 'n Seun, geskryf deur Dana Snyman. Dis eintlik sy memoirs oor sy ervarings in die weermag. Dit is 'n debuutproduksie by die fees ook. Wilhelm van der Walt is in die naamrol daar. En dit gaan 'n besonderse produksie wees. En dan het ons Speelgoed van Glas wat geskryf of wat eintlik by die Woordfees volsale getrek het en ook ek dink by KAKNK uitstekend gedoen het ook op die program. Anna Mart van der Merwe is daarin. Hoorie, ek sien baie uit en daar is plek nog in die Laagveld. Hulle maak vir julle plek. Ons tyd is uit, maar dit is my so lekker om met jou te gesels. Dit gaan hierdie jaar gaan groot wees. En daar is nog verblyf. So kom. Mense moet kom. Kom. Ek gesels nou met Kurt oor sy ervaring van hierdie gewilde fees, maar eers gemaak ons 'n draai in Nelspruit en 'n paar van die suksesvolle sakeondernemings vandaar. Nelspruit, ook bekend as Mbombela, is geleë aan die oewer van die Krokodilrivier en is die hoofstad van Mpumalanga. Die stad se naam kom van die Nelbroers wat destyds hierdie omgewing goed leer ken het, omdat hulle die gebied vir weiding vir hulle tropbeeste gebruik het. Hulle het die landmeters, wat pad moes soek vir die nuwe spoorlyn na Mosambiek, oortuig dat die spoor hierlangs kan loop. Die aanbevelings is aanvaar en op 28 Augustus 1884 in die Staatskoerant gepubliseer. So is Nelspruit toe amptelik geproklameer. Vandag is Nelspruit bekend as die poort na die Laagveld en die deurgang na Mosambiek. Smag jy na 'n plek waar jy kan ontsnap van die stad se gejaag sonder om al die luksere prys te gee? Dan is Boulders Estate die antwoord. Boulders Estate bied jou die ideale tuiste perfek geleë in die hartjie van die Laagveld. Hierdie unieke ontwikkeling deur die Vicinity Groep bied aan inwoners meer as net 'n tuiste. Dit bied 'n leefstyl wat vir jong gesinne gemaak is. Ruim oop areas, ongelooflike uitsigte en moderne huise wat die natuur deel maak van jou alledaagse lewe. Met 'n verskeidenheid van behuisingsopsies en die gerief van Medikliniek, asook verskeie inkopiesentrums en skole net om die draai, is Boulders die perfekte plek om jou familie te vestig. Kontak Boulders Estate vandag nog. Ons help om jou droomtuiste 'n werklikheid te maak. Kom huis toe na Boulders Estate. Crossing Superspar in die Crossing Sentrum Nelspruit glo dit om die varsste en mees gevarieerde verskeidenheid produkte aan hulle kliënte te verskaf, die sleutel is om hulle kliënte presies te gee wat hulle wil hê. Gekombineer hiermee bied hulle ook doeltreffendheid, persoonlike aandag en uitnemende diens om 'n wonderlike inkopieervaring te skep. Hulle is nie 'n gewone kruidenierswinkel nie. Hulle is jou eenstopwinkel met letterlik alles wat jy nodig het. Kwaliteit vrugte en groente, 'n warm kosdeli vir wegneemetes, heerlike houtvuur oondgebakte pizzas, 'n groot verskeidenheid brode, kaase en koue vleise en hulle Bean Tree koffiekroeg, net om te ontspan en 'n blaaskans te vat. En moenie die tops langsaan vergeet nie, wat in al jou drankbehoeftes voorsien en spog met 'n wye reeks van die beste wyne. Varsheid, kwaliteit en waarde. Jy kry dit alles op een plek by Crossing Superspar. Welcome to Penryn, South Africa. Proud South African school, rooted in the local community, serving Africa and impacting the world. Penryn.
By Penryn Voorskool omhels hulle die Reggio Emilia benadering, waar leerders nie net skool bywoon nie, hulle behoort. In Penryn Primêr bou skooliere sterk akademiese fondamente terwyl hulle leierskapvaardighede ontwikkel. Hier word jong mense voorberei om toekomstige leiers te word. Penryn College lewer al 27 jaar van akademiese uitnemendheid met 'n 100% matriekslaagsyfer en 98.5% bakalaureus slaagsyfers. Hulle is die toonaangewende IEB skool in Mpumalanga. Benewens akademie en sport neem leerders deel aan kultuur, diens, leierskap en omgewingsinisiatiewe. Met meer as 27 nasionaliteite vier Penryn diversiteit en bied globale geleenthede. Penryn, meer as net 'n skool. Ontdek meer by www.penryn.co.za. Man, dis lekker hier in die bos. In die bos is lekker. Te lekker. Die lekkernis is net te veel. In die bos, in die bos is lekker. Musiek, theater, kuns, boeke, stalletjies, alles lekker by een fees. Toyota in die bos. Groeton, is lekker saam jou in die bos. Nou praat jy, kaptein. Maar is dit lekker? Dit lyk baie lekker vir my. Fantasties lekker. Ja. Nee, kyk. Wil daar wees. Hoorie maar Kurt, okay, so ons is nou op die in die dit lekker man. Ons is op die in die bos tema. So ek wil nou sommer so 'n bietjie by jou hoor. Ek wil jy kom nou al van in die bos se tye. Dit is nou ons praat nou hier van donkie jare. Vertel ons so 'n bietjie van jou eerste ervarings. Het jy nie 'n stalkie of so vanuit jou oorsprongjare by in die bos? Sandra sê vir my ek was nou al 14 keer by in die bos op die Hoofhoog. Ja. En ek onthou baie van hulle, want elke jaar is maar spesiaal. Elke jaar is maar 'n tema en elke jaar is maar net dis in die bos. Ja. Vra vir enige kunstenaar in die bos, hulle wil by in die bos wees en dit is daar's hy. Daar's hy man. In jou prille jeug. So daai jaar daar 2005, ek dink dit was. 2005. Maar kom ek by in die bos, dat was my eerste in die bos. Ja. Dit was die tweede in die bos, maar dit was my eerste in die bos. Ja. En ek kom aan en jy weet obviously jare verander. Ja. Maar kom aan, ek's like, ek sien loslapie uit. Yes. Meisie. Lekker boys. Come on. Get that in one word. En ek kom aan die dorp in, en ek sê vir my klankman, waar bly ek? Ja. Ek sê nie hier by hierdie plek. Ek sê nee, dis 'n truck motel. Dis 'n trucker motel of iets. Ek sê geef maar 'n ou se nommer. Geef maar 'n ou se nommer wat my geboek het. Sy naam is Andy. Sê ek nie, dis reg. Geef my sy nommer. Wie is hierdie Andy vent? Andy is good daar nie. Sê ja, gaan dit goed. Welkom in Elspas. Nee, dankie. Hy sê die plek waar jy my ingeboek het. Ja, ek dink dit is verkeerd. Sê lekker, hy sê vir my, ja. Wat sê jy, al die kunstenaars bly in verskillende plekke. Ja. Dis 'n proper hotel. Ek sê nee, wel, ek voel nie so nie. But anyway, ek sê vir wat, Andy, ek wil my betaling hê voor ek optree. Ek wil net so. Ek ken nie hierdie in die bos ding nie. Ek wil my betaling hê voor ek optree. Sê. Hy vat so al so diep asem. Sê vir my, luister. Dink jy jy's Elton John? Dis my eerste ervaring van Andy. Amazing. Toe gaan kry ek op backstage voor ek gaan optree. Ek moes van Pretoria af. Ja. Kry ek op backstage, luister. Ons het so gelag daaroor. Nou as ons praat daaroor, kyk na daai is ons deur baie goed ek en Andy en Sandra en die hele span van in die bos. Ons het selfs in die bosveld gedoen op my plaas, my wildsplaas vir my 40ste verjaarsdag. Ja. En hulle het my gehelp om dit aan te bied. So ons het so goeie vriende geword. Nou as ek Andy sien, hy's regtig soos 'n mentor vir my. Hy is 'n wonderlike soos Whitey Beson vir my geword het. Soos my pa. Ja. En Andy is net een van daai ouens wat net jy voel net warm as jy hom sien. Ja. En dis hoe jy voel by in die bos. Enige kunstenaar, hulle sê vir jou dis regtig vir my en ons doen baie verskillende feeste. En ek gaan nie alle feeste is fantasties, maar die gasvryheid wat jy ervaar as kunstenaar, maar ook besoeker aan die bos is net op 'n ander level. Baie spesiaal. En hierdie jaar kry ook 'n lewenslange toewyding. Hulle vereer jou daarvoor vir die lewenslange toewyding aan Afrikaanse musiek. Ja, dis tyd. Ek dink dit is tyd. Ja, ek joke. Hulle het eintlik gelag toe hulle by bel en vra kan hulle dit al doen? Ja. Want ek's nog redelik aktief. Jy's nog besig. Dis ek yes, dit sal 'n groot eer wees want dis baie spesiaal om so 'n ere toekenning te kry
op die hoorverhoog op die Saterdag aand. By spesifiek by in die bos natuurlik. Spesifiek by in die bos is vir my een van my hoogtepunte. So ek kan nie wag daarvoor nie. My hele familie gaan daar wees. Al my vriende gaan daar wees. Hulle het vir my 'n spesiale plekkie gemaak waar my vriende kan staan en wat ook al so. Lekker. Ek kan nie wag vir in die bos nie. Ons ook nie. Ons kom kyk vir jou hierdie jaar. Dis baie lekker met jou. Ek los jou in die bekwame hande van nog 'n paar ander mense. Ek weet nie eens waaroor julle gaan gesels. Nee, daar's goedjies. Nee, dit is goedjies. Maar Kurt, ons dink regtig, jy's ook 'n legend. Ons kyk nou na 'n laaste paar besighede van natuurlik van die area en dan daarna gesels Shaline met Tim Du Plessis oor nuusgebeure van die week in nuussake. Nelspruit is 'n belangrike oornagpunt vir toeriste wat na die Kreurwiltuin en Mosambiek reis. Ander toerisme-aantreklikhede in die omgewing sluit in die Sodala Grotte en God's Window in die Blyde Rivierkloof Natuurreservaat. Dis ook die tuiste van die Laagveld Nasionale Botaniese Tuin, geleë op 154 hektaar grond langs die oostelike oewer van die Krokodilrivier en natuurlik die jaarlikse In die Bos Kunstefees wat vele mense lok. Bekendes wat van Nelspruit afkom sluit in verskeie Springbok rugbyspelers soos meneer Onderbroek, Faf de Klerk, Dwyn Vermeulen en Pedri Vandenberg. En dan ook Cliff Drysdale, die professionele tennisspeler en televisieaanbieder. Rugged Wear in Nelspruit en Hoedspruit is trots op die feit dat elke kledingstuk en skoeisel steeds slegs in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaners vervaardig word. Trouwens, hulle het in 2006 in Nelspruit begin met die visie om werk te skep en om Suid-Afrikaanse vroue te bemagtig. Rugged Wear is Afrika se voorste uniformoplossing en gunsteling bosdrag. Hulle vervaardig en verskaf 'n omvattende reeks klereoplossings, insluitend korporatiewe drag, bosdrag, werksdrag, chefklere en 'n wye reeks skoene. As jy op soek is na goeie gehalte, funksionele, duursame en bekostigbare klere om enige werk of avontuur aan te pak, het jy dit nou net gevind. Hulle bied 'n werklik persoonlike diens met praktiese terugvoer en lewer kontinuïteit in style, gemaak met goeie materiale vir uitstaande gehalte en duursaamheid. Rugged Wear, een van baie min kleremaatskappye wat met trots slegs in Suid-Afrika vervaardig en kledingstukke skep met aantrekkingskrag vir alle sektore van die mark. Welkom by Haltlak, jou oplossing teen voertuigdiefstal. Voertuigdiefstal ontneem mense hulle vryheid, veiligheid en gemoedsrus. Kompromieë word gemaak. Jy bestuur nie jou droommotor nie, jy leef in vrees en jy verloor waardevolle bates. Haltlak verander dit alles. Haltlak is 'n volledige voertuigsekuriteit en intelligensiestelsel met ongeëwenaarde kwaliteit en innovasie. Sy meganiese immobilisasie maak diefstal onmoontlik, terwyl slim afstandbeheer, sleutelaktivering of die Haltlak-toep dit maklik maak om te gebruik. Gebou volgens die hoogste veiligheidsstandaarde word elke stelsel deursigtig geïnstalleer. Jy weet presies hoe dit werk en wie om te kontak vir ondersteuning. Dit gee jou totale beheer, elimineer vrees en jy spaar op versekering. Dis eenvoudig, bekostigbaar en lewer 100% sukses teen diefstal. Beskerm jou voertuig met volledige data-intelligensie en leef vry sonder kompromie. Haltlak is ideaal vir oordeelkundige eienaars wat diefstal wil voorkom. Besoek hulle webwerf of kom kuier in Centurion of Nelspruit. Kies Haltlak vir gemoedsrus en volle beheer. Skankane Transport met takke in Pomona op die Oosrand en op Kaapse Hoop buite Nelspruit. Sy spesialistveld is die landwye vervoer van deelvragte, volvragte, koerierdienste en Hazchem-vragte. Hulle sal jou help waarheen jy ook al 'n vrag wil stuur met topklas, eerlike, opregte en toegewyde kliëntediens. Met hulle vloot kleiner voertuie, asook 1-tonners, 3-tonners, 8-tonners en 14-tonners, los hulle kliënte se kopsere op met aflewerings waar ook al. Alles is moontlik vir een van hulle toegewyde en bekwame operateurs. Skankane het ook 'n 24-uur onklaar vragmotor bystanddiens vir alle fabrikate. Hulle het 'n voertuig wat daarvoor toegerus is en wat beman word deur 'n gekwalifiseerde ambagsman. Skankane se deurnagdiens tussen Gauteng en Nelspruit areas word al die volgende oggend na die kliënte verskep om vroeg op hulle voorstoep afgelewer te wees. Skankane Transport, diens met integriteit. Fakture word net bereken op bakspasie en gewig. Jy betaal dus net vir die trokspasie van jou produk. Kontak hulle vandag.
Dit is nou wel nie ekonomiese sake nie, maar dit was 'n te groot nuusweek om nie vandag vir Tim Du Plessis hier in die ateljee te hê nie. Tim, baie welkom. Die mense sê op sosiale media jy is die gentleman van die Afrikaanse nuus. Ek was baie bly om te sien jy is hier so welkom. Ek gaan nie teen 120 km/h met jou praat soos Dawie nie, want hier's iets wat ek baie mooi wil verstaan. Hoe het die grootste politieke bromance wat ons al ooit gesien het, so uitmekaar uitgeval? Wat het tussen Musk en Trump gebeur? Wel, in die eerste plek moet ons aanvaar is twee hoogs plofbare persoonlikhede. Hulle, nie een van daai twee mense, Trump of Musk, is bedraad soos gewone mense nie. Hulle is heeltemal, hulle bedrading is anders. Ja, dis iemand met grootheidswaan plus iemand met grootheidswaan. Plus 'n hele klomp ander goed. Ek sal nie sê patologieë nie, jy weet, maar hulle het 'n hele klomp. So dit sou altyd, almal het altyd gesê dit sou een of ander tyd gebeur. Maar toe gebeur dit nou soos alles in die openbaar en op sosiale media. Kom ons begin deur te sê, ek dink nogal 'n punt te maak. Wag, laat ek net eers dit sê. Ek weet nie hoe blywend dit is nie. Onthou net, hierdie is anders te soort. Hulle gaan weer opmaak. Hulle kan maklik weer soen opmaak, jy weet, ek meen maar dit is net gou begin by waaroor dit regtig gaan, want dit begin by Trump, by Musk se kritiek op Trump se big bill, beautiful bill wat hy dis 'n fiskale voorstel en wat gaan beteken die effek, netto effek van maar die ding is die Amerikaanse begrotingstekort gaan nog meer, dis alreeds baie groot en dit gaan net nog meer baie groot word. En Trump, Musk het 'n punt beet met sy kommentaar daarna. Aanvanklik het hulle lyk my ooreengekom om te verskil, maar toe die ding nou op, ek dink is nou maar om misverstande op Twitter het dit toeskielik geëskaleer en toe word dit, jy weet, 'n kernoorlog tussen twee volatiele persoonlikhede. Ja, nou Tim, ek is 'n aardsoptimis behalwe as dit kom by politici. So op die oog af lyk dit asof dit gaan oor Musk wat sê maar alles wat ek gedoen het vir staatsbesnoeiing, gooi jy nou omver met hierdie beautiful bill van jou. Ja. Maar sy maatskappy gaan eintlik ook self baie daaronder ly. So gaan dit nie maar net oor geld en die verlies daarvan. Kyk, vir daai twee gaan dit definitief baie oor geld, jy weet. Ek meen hulle sal nou vir jou anderster beduie. So dit is sekerlik 'n faktor. Daar is in daai wet of ek meen daar is reeds, jy weet, 'n plan bedink, 'n subsidie vir mense wat oorskakel na elektriese motors toe. En Trump het nou gesê hy gaan daai subsidie wegvat. Dis hoekom Tesla se aandele. Dit gaan Tesla seermaak. Dit het nou al reeds vir Tesla begin seermaak. Hulle het al 'n stuk of $150 miljoen se batewaarde afgeskryf, eintlik miljard. Nou ek moet vir jou vra, beteken dit iets vir Suid-Afrika? Want jy weet daar was die narratief dat Musk deel is van hierdie binnekring wat Trump se sienings oor Suid-Afrika beïnvloed. Ek dink dit het geen betekenis vir Suid-Afrika nie, behalwe daar in die Uniegebou kan Ramaphosa nou vir Musk bel en vir hom sê, luister ou broer, ek voel jou pyn. Hy moet eintlik nou die kans vat terwyl daar 'n wig tussen die twee is. Maar kan ek net dit sê, weet ek meen op die lange duur en vir die welsyn van demokrasie van Amerika, die res van die wêreld, kan dit nie 'n slegte ding wees as die magtigste man op aarde, Trump, en die rykste man op aarde, Musk, nie in dieselfde WhatsApp groep is nie. Hulle twee, jy weet, moenie by mekaar wees nie. Dis te veel mag wat in een klein sentrum met twee onvoorspelbare, plofbare karakters gesentreer is om goed te wees vir die wêreld daar buite. Tim Du Plessis, baie dankie vir jou insigte. Dit was lekker om saam met jou te kuier en daar het ons nou die antwoord. Al is jy die rykste man in die hele wêreld, koop dit ook jou dalk 'n kaartjie na die Withuis toe, maar dit beteken nie jy kry verblyfreg nie. Terug na ons sake fokus en ons kyk na FarmWise, 'n afdeling van Subtropico en Leon gesels ook met hulle besturende direkteur. FarmWise is in 1989 gestig deur 'n groep vooruitdenkende boere wat 'n gaping in die mark gesien het vir 'n betroubare jaarlikse voorraad hoë gehalte aardappels. Hulle visie was om 'n betroubare landbouhandelsmerk te skep wat konsekwente premiumprodukte aan verbruikers regoor Suid-Afrika sou verskaf. Wat begin het as 'n gefokusde aardappelinisiatief, het ontwikkel tot 'n toonaangewende varsprodukte verskaffer wat 'n diverse reeks groente en vrugte aan groot en kleinhandelaars landwyd lewer.
Farmwise bedryf 'n dinamiese landwyse netwerk wat verseker dat vars produkte handelaars doeltreffend bereik. Met sleutelafdelings soos Farmwise Cape, Farmwise Agri-Dry en Zire kry, verwerk en versprei hulle naadloos hoëgehalte vrugte en groente, ook vir uitvoere. Farmwise, hulle toewyding tot uitnemendheid verseker dat elke produk wat hulle lewer aan die hoogste standaarde van gehalte en varsheid voldoen. Raymond de Costa is die besturende direkteur van Farmwise. Is lekker om hier te hê volgende. Ja, baie dankie Leon, is 'n voorreg om hier te wees. Vertel ons, wie is Farmwise? Waar kan ons julle produkte sien? Leon, ja, Farmwise is 'n maatskappy wat al sedert 1989 in die landbouindustrie is. So ons is al 'n rukkie besig. Die maatskappy is geskep deur 'n klomp aardappelboere, voornemende aardappelboere wat 'n handelsmerk wou skep vir hulle aardappels op die nasionale markte. En sedertdien het ons uitgebrei en ons is nou 'n redelike groot besigheid wat 'n klomp produkte verwerk en verpak in die kleinhandel in. Sure. Wat maak Farmwise se produkte dan beter of meerderwaardig volgens jou en wat is die mededingende voordeel vir julle? Ja, vir ons, ek dink die eerste ding is ons het 'n nasionale voetspoor, so ons kan dwars oor die land aflewer. Ons het 'n klomp verwerkingsaanlegte reg oor die land. Ons kan ook dan vir ons kleinhandel en ons kliënte op die einde van die dag 12 maande van die jaar voorsien. Nog 'n ding is ons werk met baie van die groot produsente in die land, so ons verseker kwaliteit en ons werk regtig hard daaraan om vir die kliënte uitnemende produk op die rak te sit. Jy noem nou kleinhandelondernemings. Hoekom sal iets sogenaamde kleinhandelondernemings nie of eerder vir Farmwise ondersteun en nie sommer direk na die boere toe gaan? Ek sou nie sê hulle sal nie direk na die boere toe gaan nie. Baie van die kleinhandel wil direk na die boere toe gaan, maar ek dink ons mededingende voordeel is dat, soos ek voor gesê het, ons het fasiliteite reg oor die land en ons gee vir hulle die kontinuïteit. Ek dink die kliënt is 'n bietjie kompleks op hierdie stadium, die eindverbruiker. Ja. Hulle soek voedselveiligheid, hulle soek 'n sekere standaard van hulle produk, wat gekoppel word aan 'n fasiliteit soos ons. En ek dink dit is net vir die boere 'n bietjie moeilik om daai standaarde te handhaaf deurlopend en vir 12 maande van die jaar ook. So julle tree op dan as tipe van 'n middelman in daardie geval tussen boere en... Sou nie van daai woord middelman nie. Ons voel ons lewer 'n diens, en ons voel ons het 'n waarde in die markplek. Ons werk 7 dae 'n week, ons laai 365 dae van die jaar af. Ons maak seker dat die eindverbruiker produkte op die rak het vir 12 maande van die jaar en ons verseker ook dat dit voedselveilig is. Farmwise is deel van die Subtropico groep, 'n sleutelspeler in Suid-Afrika se landboulandskap. Farmwise Marketing is hulle sentrale verkrygings- en verpakkingsentrum. Hulle fokus op 'n wye verskeidenheid vars groenteverspreiding na groot en kleinhandelaars. Farmwise Agri-Dry hanteer waarde toegevoegde gedroogde vrugte en groente. Farmwise Cape is die verspreidingssentrum in die Wes-Kaap en Zire hanteer vrugterypwording en berging. Saam stel hierdie strukture hulle in staat om uitnemendheid oor die hele varsprodukte waardeketting te lewer. By Farmwise is hulle grootste hulpbron hulle mense, van bekwame produksiespanne en toegewyde operasionele personeel tot vooruitdenkende bestuur en innoverende voedselontwikkelaars. Elke individu speel 'n belangrike rol in hulle sukses. Dit is hierdie passievolle, praktiese span wat verseker dat elke produk wat hulle lewer, hulle toewyding aan kwaliteit, konsekwentheid en sorg weerspieël. Uit die vrugbare grond van Suid-Afrikaanse plase tot op rakke landwyd lewer Farmwise die hele jaar deur vars, smaaklike vrugte en groente. Raymond de Costa, hoe bestuur Farmwise die verhouding tussen die boere en die kleinhandelaar en kliënte? Dit is van tyd tot tyd 'n komplekse verhouding. Ons het die boere aan die een kant wat natuurlik die beste prys vir sy produk wil hê en dan ook ons vereistes aan hom is redelik groot om terme van sy vereistes wat op die plaas moet hê. En dan na die kliënt toe ook. Jy weet die kliënt wil altyd die minste prys betaal of 'n mededingende prys betaal. Natuurlijk. So om daai verhouding 'n bietjie bymekaar uit te bring, dink ek ons het 'n langstaande verhoudings. Ek self is al 25 jaar in die besigheid en ons bou daai verhoudings oor 'n tydperk. En ek dink die belangrikste daar is dat die boer en die kliënt moet ons vertrou. Dat ons 'n kwaliteitproduk, 'n regverdige prys betaal en deurlopende goeie diens aan hulle kan lewer. Alles staan en val by verhouding, nee. Dit is presies so. Wat hou die toekoms in vir Farmwise? Farmwise is 'n groep, is deel van die Subtropico groep, 'n groter groep wat ook baie lang jare in die agri-sektor is. Hulle het markagentskappe reg oor die land. Hulle besit ook vleis sentraal. So binne in daai groep is Farmwise
die maatskappy wat moet fokus op ware toevoeging. So ons gaan definitief fokus om meer produkte op die rak te sit, ware toevoeging op 'n groter manier, dalk kyk na gevriesde produkte en dan net voort te bou op ons handelsnaam en ons kwaliteit wat ons aan ons kliënte kan lewer. Raymond de Costa, bestuurende direkteur van FarmWise, dankie dat jy draai kom maak het vanoggend. Baie dankie. So gepraat van FarmWise. Kom ons gaan kyk. FarmWise is sedert 1989 aan die voorpunt van varsprodukte en kombineer tradisie met innovasie om Suid-Afrika se bekende kleinhandelaars te bedien. As 'n topverkrygings- en pakhuissentrum werk hulle saam met boere reg oor die land om die hoogste gehalte vrugte en groente te verkry, wat 'n konsekwente jaarlikse voorraad verseker. Benewens varsprodukte skep hulle hoë sorgfasiliteit reg om te eet maaltye, gekerfde groente en vars gebak uitsluitlik vervaardig vir Woolworths. Hulle volledige produkreeks van goue aardappels tot bloedrooi beet word vir gehalte gekies, met sorg hanteer en verpak om elke stukkie natuurlike goedheid te bewaar. FarmWise ontwikkel voortdurend. Hulle optimaliseer pakgroottes, verbeter rakleeftyd en pas aan by veranderende kliëntebehoeftes. Innovasie is gewortel in alles wat hulle doen en verseker dat produkte altyd vars, altyd relevant en altyd gereed vir die mark is. FarmWise, altyd verbind tot kwaliteit, veiligheid en volhoubaarheid. Goeiemôre. Van hier af is ontbytsake weer op pad na die Oos-Kaapse vriendelike stad Port Elizabeth in die Nelson Mandela Bay omgewing. Hierdie sakefokus baan die weg om jou onderneming op ontbytsake te hê vir uitstekende blootstelling aan die res van die land en jou omgewing. Indien jy besigheid bedryf in hierdie area, moet jy van jou laat hoor. Neem my besonderhede op die skerm en maak kontak sodat ons begin gesels oor al die onderskeie geleenthede wat opgesluit lê vir jou maatskappy in ontbytsake se uitsending van 25 Oktober. Die proses is eenvoudig en ontbytsake staan jou kundig by met alles wat jy nodig het om die boodskap van jou diens en produk professioneel oor te dra. So, kom maak jou besigheid deel van hierdie ontbytsake sakefokus. Ek sien daarna uit om met jou te gesels. Nou eers weer oor na Corlie. In die 2010s het Fujifilm 'n impak gemaak met die bekendstelling van hulle X-reeks kameras. Ontwerp met uitstekende beeldkwaliteit, kompaktheid en retro-geïnspireerde estetika, het die X-reeks vinnig gewild geraak by professionele fotograwe en entoesiaste. Dis geprys omdat dit die nuutste digitale tegnologie met die charme van tradisionele filmkameras kombineer. Tasbare kontroles, intuïtiewe gebruikerskoppelvlakke en klassieke stilering het aanklank gevind by fotograwe wat die kuns en vakmanskap van fotografie en videografie waardeer. Die X-Trans CMOS sensors is bekend vir unieke kleurfilterstellings en beeldverwerking wat hoë kwaliteit beeld met ryk kleur, tonaliteit en dimensionaliteit lewer. Veral die filmsimulasiestelling is bekend vir die vermoë om die voorkoms en gevoel van ikoniese film digitaal na te maak. Hierdie vlak van fyn digitale beeldbeheer is wat die verbeelding van entoesiaste prikkel. Fujifilm X, pyk stilkameras, ook perfek vir video, vlogs en selfs filmproduksie, met baie modelle wat 4K en selfs 8K video-opname ondersteun. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. So net voor ek met die vleis begin, wil ek gou-gou vir julle wys, ek het toe alles saam gemeng en kyk net hoe mooi lyk hierdie slaai. Al wat jy dan gedoen het, jy het al daai bestanddele wat ek genoem het, gevat en dan het jy dit nou net so lekker deurgemeng. Julle sal maar die prentjie moet imagine hoe proe dit. Nou ek gebruik vandag 'n verouderde biefstuk. Jy kan enige snit gebruik wat by jou begroting of by jou sak pas. Die geheim lê in die heerlike geure wat ons by die vleis sit. Nou hier gebruik ek en onthou die wenk waarvan ek altyd praat is maak seker jou vleis is kamertemperatuur wanneer jy dit begin gaar maak.
Nou jy geur dit met olyfolie, sout, peper en sout en dan braai jy dit volgens jou voorkeur in die pan, net soos ek reeds gedoen het. Nou net voordat jy die vleis uit die pan uithaal, dan voeg jy nou daai geurende knoffelbotter by. Nou ek het dit sommer self gemaak met 'n paar hoë gehalte bestanddele en eenvoudige instruksies. Kan jy 'n sagte, smaaklike biefstuk skep. Nou bedek met natuurlik die knoffelbotter. Nou al wat jy doen is jy meng ongesoute botter. Hier trek jy botter en smel dit so bietjie net dat hy lekker sag is, opgekapte timmie en vars knoffel en dan sommer net rissie vlokkies. Saam deur die sagte botter en sit dit dan nou net terug in die yskas sodat hy net so klein bietjie weer set. En dan sodat dit weer bietjie ferm word eintlik. En dan lyk dit nou natuurlik so. Nou kom ons sit net dan nou so 2 eetlepels vol binne-in of so bo-op van dit gaan smelt. Ons wil natuurlik hê die geure. Okay, ek gebruik 3. En dan gaan jy dit net so bo oor die vleis smeer dat die geure daarin trek en dan net dat dit in die warm pan is, gaan hy nou lekker die botter verbruin en dit is waar die ekstra smaak is. En as dit so smel, dan maak jy net so 'n bietjie kant toe en dan gooi jy nou die laastes so bo-oor. En dan as die vleis gaar is, dan laat jy dit vir so 5 minute rus hierso. So voor my het ek al reeds van dit gedoen, net sodat die vleisstappe weer terugtrek in die vleisspiere en so plaas jy dan nou net 'n laaste stukkie ekstra botter bo-op. Nou wanneer ek terug is, wys ek jou hoe dien ons hierdie heerlike bordkos op. Benesme, vertel ons nou van die nuutste rooi rose wat op die rakke is. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Ja, Corlie, ek weet nie hoe ek moet konsentreer of wat ek moet doen hier by ontbytsake as al die geure so lekker is nie. Ek staan ook nou hier onder die kospotte, maar laat ek julle 'n bietjie meer vertel want dit is die Rooi Rose se Vadersdag uitgawe in Junie en Werner en Marijke Koetser gesels oor hulle kroos en die belangrikheid van 'n gesinslewe. Die ander 3 bekende paas, Steve Hofmeyer, Gerard Steyn, André Velds, spog ook met hulle kinders en vertel oor hulle lewe saam. Kees Beyers het van 'n sjokoladefabriek gedroom en vandag maak hy die heerlikste sjokolade. Hy deel sy geheim vir sukses. Rooi Rose is 'n sake-vroue fokus in samewerking met ontbytsake, gesels van dese maand met die planmaker Isel Du Plessis, wat steeds haar werkpassie uitleef, maar haar eie uur bepaal om haar gesin eerste te stel. Lus om die nuwe resepte te probeer? Sluit 'n Sondagmiddagete met een van die heerlikste warm nageregte af. Die Junie-uitgawe is propvol interessanthede en is nou ook beskikbaar op die rakke. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Die winter is bekend as brandseisoen, maar Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium is hier met raad soos altyd. Dr. Judy, baie welkom. Dit was onlangs brandwond bewusmakingsweek. Nou, as 'n mens dink aan die huisopset, wat is die verskillende brandwonde wat 'n mens in die huis kan opdoen? Wel, dit winter is soos jy sê brandwondseisoen en dit is suiwer as gevolg van die feit dat ons spandeer baie meer tyd binne. En ons gebruik meer oonde en verwarmers, gasverwarmers, elektriese verwarmers. Jy maak vuur, jy bak vetkoek met kookolie en die ketel kook. En al hierdie verbindings kan eintlik brandwonde veroorsaak. Maar mense wonder partykeer, jy het altyd gehoor eerste, tweede, derde graad brandwonde. Jy weet hoe diep is van hierdie wonde wat 'n ou kan kry en gewoonlik die eerste graad brandwond, dit staan eintlik nou bekend as 'n tipe van 'n oppervlakkige brandwond, is iets soos 'n sonbrand wat jy kan kry en dis suiwer as jy mikroskopies na die vel
kyk jou vel wat in laag is. So dis net die buitenste laag wat dan gebrand het. Maar 'n tweede graadse brandwond wat 'n gedeeltelike diepte brandwond is wat tipies meer swelling en blaase en sovoorts kan veroorsaak, brand tot in die middelste laagie, die dermis van jou vel. En dan 'n derde graadse brandwond het altyd bekend gestaan of staan nou bekend as 'n algehele dieptewond, jy weet. En dit is gewoonlik wanneer jy tot teen die spier, tot teen die been brand en tipies jou senuwees kry soveel skade dat jy dit naderhand nie eens meer kan voel nie. En al dit kan by die huis gebeur. Nee, wat sê jy my nou? Want ek wil nou juist vir jou vra, gaan jy dalk sommer op nommer 1 hospitaal toe? Dis nie nodig nie. Mense het 'n geneigtheid as jy nou gebrand het, wil jy dalk na 'n hospitaal toe gaan, maar sekere brandwonde, selfs met jou tweede graadse of jou gedeeltelike diepte brandwonde, kan jy self by die huis behandel. Nou wat moet 'n mens doen? Ys opsit? Gewoonlik kan jy bietjie die brandwond afkoel met koel water, maar daar's sekere produkte in jou huis wat jy eerder vanaf weg moet bly, want jou 'n brandwond gaan deur 4 fases van wondgenesing: 'n hemostase fase, inflammasiefase, herstruktureringsfase en so voort. En as ons dalk te rowwe kriebestanddele soos chlorhexidine gebruik en jy sit dit dadelik op, kan dit 'n wond eintlik meer seer maak. En ek weet dit klink kontrasterend, maar as ons 'n wond het, wil ons hom elke liewe dag skoonmaak. Moet dit asseblief nie doen nie, want jou liggaam het 'n geneigtheid om 'n wond self te genees. So spuit soos byvoorbeeld hipoklorietsuur op wat ook die wond gaan afkoel en inflammasie stop en dis antimikrobies. En dan kan jy 'n primêre wondsorgsalfie opsit wat jy weet die wond ook gaan kalmeer en die wond gaan help om die vel bietjie te herstel. Want wonde genees van buite af binne toe. En dit maak jy toe en jy hou dit vir 3 dae. Jy hou dit vir 3 dae, selfs langer toe en jy los die wond. En as jy na so 3 of 4 dae daai wond oopmaak, gaan jy geskok wees om te sien hoe goed jou wond eintlik kan genees sonder die onnodige intervensie. En dit gaan ook help dat jy in die lang termyn nie soveel letsels het nie, want dit is die mikpunt wat ons het, nie? Dit is so, as ons te veel inmeng, kan 'n wond staties raak. Of, jy weet, as jy ook verkeerde bestanddele begin gebruik, kan dit hipotrofiese of keloïdweefsel ontwikkel. En dan gaan jy net nie daai estetiese genesing hê nie. Maak jy ook vir jou ander probleme. Baie dankie Dr. Judy. Volgende aan die beurt is nuus van ons sosiale media en kubersake met Leon en Vanessa-Marie. Dis kubersake waar ons nuus van ons sosiale media met julle deel. Nou, ons het verlede week saam met die komediant en aktrise Shimmy Isaacs gekuier. Ons het haar vreeslik geniet, veral toe sy haar geskenk aan die einde van die program ontvang het. Man, ek het gesien, ek hou van 'n lekker gees, ja, nê? En ek moet vir jou ook sê Anet van der Merwe het ook daaroor geskryf. Ja. Sy het gesê dankbaarheid is 'n mooi eienskap in enige mens met goeie waardes. So, ek is baie spyt ek het haar gemis want sy lyk na 'n absolute bederf en ek het gesien die kykers was so mal oor haar geweest. Man, absoluut. Estel Maree het geskryf, "Jy's fenomenaal, Shimmy Isaacs. Jy het met my siel gepraat," sê sy. Ja, net soos jy met my siel praat, Leon. Stop dit hier. Elma Spies is ook baie trots op haar want sy het laat weet sy is nie verniet 'n produk van die mooie woester in die Boland. So al die woesters en die Bolanders weet maar net, sy's een van julle en sy is 'n dierbare goeie mens en ja, sy bly self daar. Kan jy nou glo, nee? Nou dan op nuus van 'n ander noot. Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat die eerste groep finaliste vir die ontbytsake onderneming van die jaar 2024 nou gekies is. Gaan loer gerus op ons sosiale media, Facebook en Instagram vir die lys van hierdie inspirerende besighede. Ja, en as jy wil deel wees van die groot gala aand later vanjaar en dit is ook die enigste keer wat Leon besluit om 'n borsel deur sy hare te trek, so dis iets om te beleef. Dit's verskriklik grand. Almal trek so mooi aan. Stof jy jou pakke af en al daai lekker dinge. Hier is baie goeie nuus. 'n Beperkte hoeveelheid kaartjies is nou beskikbaar vir die publiek aanlyn. So gaan na ons ontbytsake webtuiste via kaartjieskamer. Moenie wag nie, gaan kry jou kaartjie vandag. Ek gaan definitief al wees, al is ek nie genooi nie, ek daag op. Ek staan nog voor. Dit is weer tyd vir ons fokus op sake. Ja. En ons kyk na Crisis on Call. I can train for any occasion. I can overcome any obstacle. I can face any challenge. I can prepare for the worst.
But I can't always be there for them. Crisis on Call, South Africa's own 911 rescue services. Ook al ou bekendes hier op ontbytsake en die manne van Crisis on Call, Zander Loubser, ALS paramedikus en Roan Vermaak. Goeiemôre. Môre Leon, hoe gaan dit? Nee, lekker man. Kyk, dit is winter. So ek wil nou juist bietjie rondom dit gesels vanoggend. Ek weet jou voel die dinge kom aan, daar's siektes, daar's dinge. sien julle 'n toename natuurlik in siektes gedurende die winter en hoe kan Crisis on Call help in die tye? Ja Leon, ons gevalle is maar seisoonaal. Weet hierdie tyd van die jaar is dit maar respiratoriese siektes, griep, lugwegontsteking, bronchitis. So en selfs mense wat asma het, weet, kan 'n bietjie opvlammings ervaar. So en dit is natuurlik as gevolg van die seisonale infeksies wat jy kry en die virusse wat ons bekruip in die koue. Crisis on Call natuurlik bied vir ons 'n ding wat of vir sy lede 'n ding wat bekend staan as Crisis Connect en dis waar hulle ons met die pasiënte in kontak stel en daar kan jy bepaal is dit al nodig om hospitaal toe te gaan of nog nie. Dit klink vir my belangrik. Roan, hoe werk Crisis on Call op 'n praktiese vlak? En natuurlik, hoekom sou jy sê is dit waardevol vir gesinne van alle ouderdomme? Ja, Leon, definitief. Ek dink die groot belangrike ding daar is dat jy weet kinders veral hulle kry koors 12 uur in die aand en wat dan? Jy weet kan 'n ou met 'n ongevalle toe jaag of moet jy nou nie? En wie bel jy en 'n mens kan baie maklik jouself dan heeltemal in 'n ander bloedgroep instres. En dit is waar Crisis on Call natuurlik vir jou toegang gee tot 'n nasionale noodnommer. Ons netwerk van diensverskaffers is daar. Ons het die Crisis Connect, die applikasie, die app op jou slimfoon wat natuurlik vir jou so gou as moontlik die regte advies kan gee en dan vir jou kan adviseer of jy moet hospitaal toe gaan of nie en indien dan stuur ons ambulans uit. So prakties is dit regtig die moeite werd vir jou en jou gesin. Absoluut waardevol. Zander, eenvoudige wenke. Jy weet ek het self 3 snotneuse daar by die huis. Wat 'n wenke is al vir ouers om te kan volg om hulle gesond te hou hierdie winter? Ek dink die belangrikste Leon is hierdie goedjies. Was hulle gereeld. Ja, kom. Hou bly weg van siek kinders af. Soos jy kan sien lopende neus, ons begin respiratoriese simptome wys. Hou hulle by die huis, moet hulle nie skool toe stuur nie. En jouself ook eet gesond. Vitamien D en sink is nogal belangrik. Weet navorsing bewys dit bou jou immuniteit op. Dit gaan nie voorkom dat jy siek raak nie, maar dit gaan jou tyd van siekte gaan dit net verkort. So eet gesond, hidreer goed en natuurlik ventilasie is baie belangrik. So maar bietjie 10 tot 15 minute 'n dag net bietjie die kamers en die vensters oop. Dit klink vir my goed. Roan, hoe ondersteun Crisis on Call ouers in sulke situasies wat gebeur? Ja, natuurlik met totale gemoedsrus. Jy wil nie op die agtervoet gevang word waar jy nou dringend by hospitaal of by 'n dokter moet uitkom nie en dan nie weet wat om te doen nie. So deur die identifikasiesisteem weet waar 'n kind of selfs 'n ouer persoon of 'n ma of 'n pa of 'n boetie of 'n sussie jy weet dringend baie vinnige hulp nodig het, is dit letterlik een noodnommer ver en ons sorteer die krisis in die situasie namens jou. Wonderlik. Net 'n basiese medikasie. Wat beveel julle aan vir hierdie wintertyd? So Roan het regtig gesê kinders en ou mense vatbaar, immuniteitstelsels nie so sterk soos wat dit moet wees of wat ons as 'n middeljarige mense sal ervaar nie. Simptomatiese behandeling, koorsmiddels, hoesmiddel, nie net 'n hoesmiddel, is nie net een vir almal nie. Is dit 'n droë hoes, is dit 'n nat hoes? So het ons 'n slijmverdunner nodig of iets wat die slijm sal losmaak. Antihistamiin, nasale sproei. En hierdie goedjies moet vooraf reg wees. Weet jy wil nie 12 uur die aand sit met 'n kind met koors en sê okay, waar gaan ek nou apteek kry? Absoluut. Berei nou voor vir hierdie winterseisoen. Maar van Crisis on Call praktiese advies altyd daar om die gemeenskap te dien. Dankie dat julle draai kom maak het vanoggend. Baie dankie man. Corley maak nou haar dis klaar, maar eers kyk ons weer na Crisis on Call en ander produkte wat jy dalk mag nodig kry. I can train for any occasion. I can overcome any obstacle. I can face any challenge. I can prepare for the worst. But I can't always be there for them. Crisis on Call, South Africa's own 911 rescue services. Eerste teken van griepsimptome, neem Acelococcinum.
Oscillococcinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsimptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorberei hierdie winterseisoen met Oscillococcinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus oor maatskappye en klein sakeondernemings in Port Elizabeth. So as jy besigheid daar het, gesels met Pieter vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 25 Oktober uitgesaai. Nou hierdie is nou 'n heerlike kosidee en maklike resep wat jy op baie verskillende maniere kan gebruik. Vir garnering gebruik ek net 'n stukkie ekstra van daai gegeurde botter en opgekapte graseie. Nou kom ons dien dadelik op. Al wat jy nou doen, ek wil gou die borde ruil. Ek het al reeds hier begin. Jy vat nou natuurlik so, ek gebruik soms so 2 lepels en dan skep jy in die middel van die bord van hierdie heerlike geure en maak seker jy kry ietsie van alles bo-op en hier kort nou nog 'n so stukkie kaas. En dan gebruik ons nou een van hierdie vleisies en ek sit dit sommer reg bo-op. Goed, hy het bietjie afgeval, maar daar kan julle sien ek het dit nou reg gekry. En dan al wat jy doen, jy vat 'n stukkie van hierdie heerlike botter. Ek gebruik sommer 2 lepeltjies, dan gaan hy makliker afgaan. Ek gaan my vinger gebruik. En dan 'n bietjie van hierdie opgekapte graseie reg bo-oor. En as jy nou regtig nog ernstig hieroor wil wees, dan vat jy hierdie heerlike sous wat hier binne is en jy drizzle dit net so bo-oor. Nou kyk nou net hoe heerlik en kleurvol. Gebruik die resep by enige vleis of as 'n bygereg. My resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad beskikbaar. Geniet jou naweek, probeer die resep en volgende week wys ek julle weer 'n nuwe een. Charlene gesels nou met ons gas Kurt Terry. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Uiteindelik my beurt om met Kurt Darren, die kaptein, te gesels. Hoor jy het vroeg vanoggend al vir my geglimlag hier langs die pad iewers op 'n advertensiebord weer vir 'n ander fees. Dit lyk my nie jy het lus vir afskaal nie. Nee, ek wil nie. Ek sê hy's gevra deur 'n mede-kunstenaar. Aha, nie Leon nie. Nee, so 'n week terug. Ek hoor Leon sing my liedjies in die studio. Hy hop en hy loslap elke nou en dan as ek hom vang nie. Ja, dan gaan hy royalties betaal dat hy hop. Nee, ek love it. Ja. Nee, ek weet nie. Is daar tyd verbonde? I don't know. Ja, Pavarotti het gesê hy sal maar doodgaan op die verhoog want hy het dit verdien, so jy het dit ook seker maar verdien. Ek geniet myself, jy weet, miskien die ding is ek jaag nie. Ek jaag niks nou nie. Ek wil niks bewys nie. Ek geniet myself. Vir my is dit so 'n passie op die stage te wees. Ek hoef niks te jaag nie. Ja, 20 jaar gelede dink ek was die eerste keer dat ek met jou onderhoud gedoen het. Toe het ek nog vir die openbare uitsaier gewerk. En intussen het jy 'n gesinsman geword. Dink jy dit het iets daarmee te doen dat jy nou sukses anders sien, want jy het gevind wat jy dalk na gejaag het? Wel, onthou my eerste treffer in hakies. Ek haat om liedjies treffers te noem, maar my eerste treffer was Meisie en dit was as jy dit uitwerk 'n kwart eeu terug. So it's that time. In daai tyd het ek was 31 dan. So op 31 my eerste treffer gehad. So jy het lank gewag vir daai ding. En dan wil jy 'n bietjie vashou en miskien sien kan jy dit weer doen, kan jy weer doen, wat ook al. En ek's baie gelukkig en dat ek lekker lang loopbaan gehad het, want ek geniet dis die passie. Mense vir my baie, hoe kom jy elke week, hoe kom jy elke naweek by verskillende plekke aan, dan sit Abu Dhabi en dan sit Jeffreys Bay. En elke keer met dieselfde energie op die verhoog. Ja, nee, maar jy moet. Dink jy daar is deesdae 'n te kort pad na sukses of na die kolligte, want jy het social media, jy maak 'n video en dan kry jy 'n miljoen volgelinge dalk. Want jy het jou eie klank gedoen en klank rondgedra vir lank voordat jy 'n treffer gehad het. Mis ons nie iets nie. Ek dink is net anders nou. Ja. Ek dink is maklik om aandag te trek nou met 'n vinnige video op 'n TikTok of wat ook al. Maar ek het al daai goed
wat is die Afrikaanse woord vir Sê Engels. Embrace. Ja. Ontferm. Oor al daai goed deur die jare, jy weet, dit verander van tapes na CD's na streaming toe, na groot streaming toe. So ek dink jy moet dit maar net ontferm, jy weet. Jy moet dit maar net omarm en jy moet maar aanpas. Ontarm is dit die woord, is dit die woord. Maar ons gaan nou verder gesels. Met die winter hier het ons al die hulp nodig wat ons kan kry, so julle sal hierna wil kyk. En daarna gesels ek en Kurt verder. Better You B12 Boost. Vinnige en effektiewe absorpsie van Vitamiin B12 in 'n sprei. Better You B12 Boost is kundig gemeng om energievlakke en meer te help verhoog. Beskikbaar by gesondheidswinkels, gesondheidspraktisyne, wellness warehouse, Clicks, Dis-Chem en geselekteerde apteke. 'n Beter manier na 'n better you. Ek gesels verder met Kurt Darren. Kurt, ons het gepraat oor groot suksesse. Seker een van die wat op die lys moet wees was toe jy in Londen by Madiba se konsert gesing het as die enigste Suid-Afrikaanse kunstenaar en nogal 'n Afrikaanse kunstenaar. Wel nie sy enigste Suid-Afrikaanse, Johnny Clegg was saam, en dit was 'n groot deel. Ons elke oggend ontbyt saam geëet. En dit was 'n lekker tyd, jy weet, met al daai supersterre op daai stage wat daar was, Will Smith en Annie Lennox en Peter Gabriel en almal, jy weet, ons was 2 weke almal saam en dit was baie lekker tyd en jy leer baie. Maar ja, natuurlik was dit 'n groot eer, jy weet. Maar wat het dit vir jou gesê, if anything, oor die fenomeen wat jy geword het toe al? Nee, want dit is nie meer genoeg om net talente of goeie sake verduf nie. Jy moet van jouself 'n handelsmerk maak, dan kry jy volhoubaarheid in jou loopbaan. Het jy toe iets daarvan gevoel dat jy het dit op die kop geslaan. Okay, ek het vir jou geantwoord. Dit werk als hand in hand. Jy weet, as jy een ding jaag, dan gaan jy miskien fokus verloor op 'n ander ding. Maar ek dink jy weet, as jy jou loopbaan bou tot waar jy 'n handelsmerk is en mense begin jou liedjies speel, jou nooi na sulke goed toe en jou liedjies speel by die cricket in Pakistan en die wêreldbeker rugby toe en al daai tipe goed. Of sekere mense vra ander mense om te trou terwyl hulle paps op winterwater nat speel. Jy weet, dit gebeur ook, ja. Dit is 'n mooi storie, baie dankie vir dit. Ja, nee, dis net, ek is so bly dat soveel van my liedjies speel 'n rol in iemand se lewe, wat ook al dit was, as 'n verjaarsdag, vertroue of 'n huweliksuitdenking of wat ook al. Dit is net vir my baie spesiaal, want as ek sit om 'n liedjie te skryf, begin hy altyd as my eerste liefde 'n ballade. Enige liedjie, Kaptein, dan kan meisie kan op spinnekop, dit maak nie saak wat se liedjie dit was nie. Hy begin altyd as 'n ballade en dit was my groot liefde. En ballads is love songs. Ja. En dan word hy hierdie dansding. Jy het Engels en Afrikaans groot geword, volledig tweetalig. Jy kon Engelse gehore nagejaag het. Jy is bekend oor see. Daar's baie van jou liedjies wat ook in Duitsland en Nederland en so groot treffers is, maar hoekom het jy by Afrikaans gebly? Ek skryf lekker in Afrikaans. Kan dit nie verduidelik nie. As ons begin liedjies skryf, as ek afgaan Kaap toe of ons gaan Bosveld toe en begin skryf, dis die Afrikaanse woorde wat uit my mond uitvloei, jy weet, en ons skryf al die goed wat mense sal hopelik saam sing. So ek kan daai nie verduidelik. Dit is net in Afrikaans kan jy lyne gebruik wat jy nooit in Engels kan gebruik nie om goed te beskryf wat ook al. Is net dis hemel op Tafelberg. Daar is goud nou op die platteland. Dat beteken die koringlande is vol. Hoe sê jy dit in Engels? Die laaste vraag wat ek vir jou het, Kurt, en dis iets waaroor ek self al baie gewonder het. Kyk, ons kies om hierdie te doen in die kollig, nê, hierdie werk. Maar dan gebeur daar foute. As ek hier oor my woorde val, leef dit vir ewig. En jy as kunstenaar moes dit tog ook al beleef het in so 'n lang loopbaan. Wat het jy geleer oor foute in die kollig, die kritiek en hoe om dan aan te gaan en nog steeds suksesvol te wees? Wel, dis hoekom daai beginjare so belangrik is, waar jy leer hoe om te werk met klank, jy leer om te werk met mense, jy leer om te werk as die krag afgaan, daai tipe goed, en klein goedjies wat op die pad gebeur. So as goed gebeur in die lewe, wat al gebeur het, en jy vergeet jou woorde, van 'n anthem miskien, of wat ook al, jy leer net hoe om dit mooi te hanteer, dat dit nie jou legacy word, dat mense jou net vir dit onthou nie. Hulle moet jou onthou vir die goeie werk wat jy gedoen het en die tyd wat jy spandeer het om te kom waar jy is. Ek het baie van my jeug opgegee om te weet waar ek is. So ek wil hê dit moet tel. So ek gaan nie daai foute maak nie.
jy is en bly die kaptein. Baie dankie dat jy vandag saam met ons kom kuier. Dit was 'n wonderlike voorreg. Ja, Jolien. Lekker. Kan nie sê dat ons nie bederf Nee, absoluut. Wow. Hoorie Kurt, maar ons stuur nou nie vir jou leehande weg hier vandag nie met 'n heerlike botteltjie Shiraz van Dunstan Wines en nie sommer so nie, 'n leersakkie van Boot & Rally om dink net aan ons ook en dan ontbytsake bekertjie. As jy nou jou koffie in die oggend geniet, kan jy maar weer aan ons dink. Ek gaan. Dankie En dalk 'n liedjie skryf. Oggend. Ja, skryf 'n liedjie. Aan. Wat sê? Omgeruil soms, ek weet nie. Ja, dankie vir Nesperie. Volgende week is Dawie terug. En ons gaste pas vir Vadersdag is die bekende pa en seun Simon en Alvin Breiders. Volgende week en dan sê ek ook sommer byvoorbeeld vir jou, geseënde Vadersdag. Baie dankie. Bly die wonderlike gesinsman. Ek hoop jy kry 'n presie. Ek hoop ook so. Ja. Hoor die korrel hier is natuurlik soos altyd verruklik, maar ek wil net weet wie gaan my komkommer eet. Moenie komkommer nie. Ek moes jou nou uitval. Hoekom eet jy nie komkommer nie? Hy eet nie komkommer nie, Dawie ook nie. Ja, maar dit is Skuif dit iets bietjie. komkommer is een van Dis goed vir jou. goed in die lewe. Dit het vir my die hele maaltyd bederf. Vat sy Dis 'n wyn af. grappie, nee, hier is Vat sy wyn af. Baie. Bye.